Vandag se lesie kyk ons 'n bietjie na die uitbreiding van algebraïese uitdrukkings. En die eerste uitbreiding van algebraïese uitdrukkings waarna ons gaan kyk, is die verwydering van die hakies. Wanneer ons die hakies uit die algebraïese uitdrukking moet uithaal, gaan ons onthou dat ons ook werk met hierdie algebraïese uitdrukking is presies dieselfde met ons heelgetalle. Terwyl ons nou gesê dat ons moet onthou dieselfde reëls wat toegepas word op bewerkings met heelgetalle, geld ook vir die algebraïese uitdrukkings, kyk ons nou net sommer weer na ons distributiewe eienskap. Onthou ons distributiewe eienskap sê ons gee aan almal iets, ons deel uit. Die Engels daarvoor is mos distribute. So as ons voorbeeld sê 4 maal 2 plus 5, kan julle onthou, het ons gesê ons vat die 4 en ons maal dit met die 2, dan kry ons 4 maal 2 gee vir ons 8, en dan het ons ook mos nou gesê ons vat ons 4 weer en ons maal dit met die plus 5. En die 4 maal met die plus 5 gee vir my 20, so ek het 8 plus 20 en my finale antwoord is dus 28. Nou hierdie selfde eienskap gaan ons gebruik om die hakies van 'n algebraïese uitdrukking te verwyder. Onthou nou, algebraïese uitdrukking werk presies dieselfde. Ons het nou maar net plekhouers, so ons gebruik letters as plekhouers, maar die beginsel wat gebeur van die distributiewe eienskap, die reël, lyk presies dieselfde. So, ons gaan hier kan sê, ons gaan ons A vat en ons gaan die A maal met die B. En as ons dit neerskryf, kan ons dit skryf as A maal B, maar ons het mos nou ook gesê, ons skryf dit in algebraïese taal sonder die maalteken. Met ander woorde, dit gee vir ons AB. As ons nou kyk na die A en ons gaan maal hom met die C, dan gaan ons ook hom kan skryf as plus A maal C, en plus AC is dan die finale manier hoe ons hom skryf. Dit is hoe ons algebraïese uitdrukkings uitbrei. En natuurlik moet ons heel aan die einde dit ook weer vereenvoudig, want die vraag sal altyd wees, brei uit en vereenvoudig of vereenvoudig die volgende. As ons nou kyk na ons volgende voorbeeldjie, wat ons die 2 het, maal met in hakkies A plus B plus C. So ons gaan ons 2 vat en ons gaan hom maal met die A. En dit gee vir ons 2A. Dan gaan ons 2 vat en ons gaan maal hom weer met die B. En dit gee vir ons 2B. En dan vat ons 2 en ons maal hom met die plus C. En dit gee vir ons plus 2C. Hierdie is nou ons finale antwoord, want onthou, ons het gesê ons kan slegs gelyksoortige terme optel en aftrek, en ons het in hierdie uitdrukkings geen gelyksoortige terme nie. As ons het A maal met in hakkies B minus C, pas ons weer ons distributiewe wet toe, deur te sê A maal met B. My A maal met my B gee vir my AB. Dan het ons volgende, ons A maal met ons minus C. En 'n plus maal 'n min gee vir my 'n minus en AC. A maal met C is AC. So my finale antwoord is AB minus AC. Nog 'n voorbeeldjie wat ons na kan kyk is as ons het 9 maal met in hakkies 2x plus 3y. Nou ons gaan heel eerste ons 9 maal met my 2x. Onthou as ek nou 9 maal met 2, my koëffisiënte 9 maal 2 is 18x. En as ek nou maal my 9 maal met my plus 3y, dan kry ek dit is plus 27y.
Met ander woorde, my finale antwoord is 18x plus 27y. Wanneer ons by herhaling dieselfde terme het, kan ons hulle as 'n produk skryf. Byvoorbeeld, as ons nou sien ons het 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, dan kan ek nou sien ek het by herhaling dieselfde terme. As ons by herhaling dieselfde terme het, kan ons hulle as 'n produk skryf. Ons praat van dit as die produkuitdrukking. Met ander woorde, as ons het 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, kan ons dit gaan skryf as 1, 2, 3, 4, 5 maal met 2 plus 3. En onthou, ons het mos nou gesê in algebra gaan ons nie die maalteken skryf nie, so ons skryf hom as 5 in hakkies 2 plus 3. As ons hom nou verder uitwerk, kan ons sê dit is 5 maal met 5, en dit gee vir my 'n antwoord van 25. Of ons kan ook die distributiewe eienskap gebruik, deur te sê ons gaan die 5 maal met die 2, en dit gee vir my 10, en dan het ons nog weer die 5 maal met die plus 3, wat vir my plus 15 gee, en dit gee ook vir my 'n antwoord van 25. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk is ons byvoorbeeld het 2a plus 3 plus 2a plus 3 plus 2a plus 3 plus 2a plus 3 plus nog 'n 2a plus 3. Dan kan ek nou weer sien, ek het hierso weer by herhaling die som van dieselfde terme, en ek sien ook ek het 5 keer die herhaling van daai som, so nou is dit, werk die reël presies dieselfde in 'n algebraïese uitdrukking as wat ons met heelgetalle werk. As ons hierdie reeks nou, of hierdie uitdrukking nou verder uitbrei en vereenvoudig, dan kan ons sê dit is 5 maal met 2a, 5 maal met 2a gee vir my 10a, en dan het ons 5 maal met 3, en dit gee vir my plus 15. En dit is dan ook my finale antwoord, want ons het nie gelyksoortige terme wat ons by mekaar kan tel nie. Ons kan ook die assosiatiewe en kommutatiewe eienskap gebruik. Dis baie belangrik dat julle al hierdie eienskapies kan onthou. As ons nou byvoorbeeld die assosiatiewe en kommutatiewe eienskap gebruik, en ons het weer die sommetjie 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, kan ons al die 2's saam groepeer. En ons kan al die 3's saam groepeer. Dit is mos nou met behulp van my assosiatiewe en my kommutatiewe wet, kan ek hulle nou saam groepeer en ek kan hulle omruil, want dit sê vir my, dit bly dieselfde. So nou kan ek sien, ek het 1, 2, 3, 4, 5, so ek het 5 maal 2 plus 5 maal 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 10 plus 15, en dit gee nog steeds vir my 'n antwoord van 25. Nou net so kan ons kyk na die vorige voorbeeldjie wat ek ook genoem het, 2a, maar nou plus 3b, plus 2a plus 3b, plus 2a plus 3b, plus 2a plus 3b, plus 2a plus 3b. Nou kan ek weer deur my kommutatiewe en assosiatiewe wette gebruik, hulle saam groepeer dat gelyksoortige terme by mekaar staan, en dan kan ek my sommetjie op dieselfde manier verder doen. So ek sit al my 2a's by mekaar en al my 3b's by mekaar.
Dan kan ek hieruit nou ook sien, ek het 1, 2, 3, 4, 5, 5 maal met 2a, plus 1, 2, 3, 4, 5, 5 maal met 3b, en my antwoord is, as ek nou my hakies verwyder, is dit weer 5 maal met 2 is 10a, plus 5 maal met 3b is 15b. En dit is dan my finale antwoord. Jy kan hierdie les nou inoefen met jou huiswerkies wat ek vir jou gaan gee. Dit is nodig dat jy elke sommetjie doen vir vaslegging.